Goeiemôre vriende, hier aan die begin van 'n naweek, Vrydag 10 April 2026. Ek hoop julle het sommer net 'n lekker naweek na verlede naweek. Ek dink julle is seker 'n bietjie moeg as julle weg is. As jy mos so na so 'n naweek terugkom, voel dat jy moet mos nou so 'n bietjie vakansie hou amper na so 'n naweek, né? Maar mag dit sommer net vir julle 'n lekker naweek wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie dat ons so saam kan wees, dat ons U kan aanbid as 'n lewende, almagtige, alomteenwoordige God. Dankie vir U oneindige liefde, Here, wat U vir ons as mense bewys. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan nou aan hierso by die tweede brief wat Paulus skryf aan Timoteus, sy geliefde seun, soos hy hom uitgedruk het ons dan ook gister vir mekaar gesê. Hy wil dan ook vir Timoteus aanspoor om in 'n tyd van toenemende afvalligheid, dat hy in daai tyd eenvoudig sal verhard. Dis wat Paulus, dis die brief wat Paulus dan vir hom skryf. En dan sê hy hierso in vers 8, hy sê, jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En moet jy ook nie skaam vir my wat om sy ontwil gevangen is nie. Nou vriende, ek dink ons moet dit vir mekaar ook sê in ons werksplek, waar ons ook al is. Ons moet nooit skaam wees vir die boodskap nie. Ons moet dit mooi oordra. Ons moet natuurlik, moet ek en jy nommer 1 deur ons lewe wys dat ons 'n kind is van die Here, né? Dit moet ons wys, liewe vriende. Wanneer ek en jy praat, dan daarna as ons dan praat, dan luister mense. So mense kyk eerstens na ons gedrag. Jou gedrag is maar eintlik 90%, né? Wat jy sê, liewe vriende, beteken iets, maar dit beteken baie min as jou gedrag het die bekkie. So eintlik gaan dit maar 90% oor gedrag, en as jy dan die 10% woorde bysit en dit resonate met mekaar, dan sit kry, né? Nou daarom sê jy, moenie skaam wees om die boodskap te verkondig nie. Jy moet jou nie ook nie skaam vir my wat om sy ontwil in gevangene is. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Want vriende, wanneer Timoteus ook in hierdie omgewing waar hy is, in hierdie heidense omgewing waar hy is, waar mense maar net deel raak van die wêreld, wanneer jy begin om uit te kom vir die Here op watter vlak, ook al dan kry ek en jy teenstand. Ons kry teenstand, en daarom kon sê Paulus ook, hoor jou maat, jy moet deel van die ontbering dra. Dit is deel daarvan om 'n kind te wees van die Here. Dit is deel daarvan wanneer ek en jy ook die evangelie gaan verkondig. En ek en jy moet nooit, liewe vriende, illusies daaroor hê nie. Ek en jy sal pak slaag kry. Die oomblik wanneer ons die evangelie gaan verkondig. Wanneer ons dit ook bring deur dit hoe ons optree. Maar vriende, wanneer ek en jy konsekwent die liefde van Jesus Christus uitstraal. Die ouens kan jou so ver aanvat, dan kan jy ook nie meer aanvat as jy bly om liefde te gee nie. As jy bly om eintlik maar net Jesus te wees vir hulle nie, né? En dan gaan Paulus aan en sê, hy sê, hy het ons gered en ons geroep. Hoor, dis ongelooflik wat hy sê hier, so moet baie mooi luister. Hy sê, hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewig af in Christus Jesus aan ons geskenk is. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en as leraar. Kom sê Paulus, 'n absolute mondvol. Jy moet eintlik net maar 'n bietjie gaan scan hierso en gaan kyk, jy kan oor 'n klomp goed kan jy hy sê, hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Wie red? Dis net God deur Christus wat jou en my red. Daarom sê ons al reeds by die doop, die God sê jy is myne. Ons sê dit van gelowige ouers se kinders, ons sê dit van mense wat later tot bekering kom, en die doop is dan 'n teken op die ou en dat die feit dat hulle gered is, nee. Dit is genade, vriende, dit is nie iets wat ek en jy verdien nie, dis genade. Die feit dat ek en jy gered word, die feit dat ek en jy gered is genade. Nie een van ons verdien die ewige lewe nie, dit is genade. Dit is wat Paulus kom sê. Hy sê, hy het ons gered en ons geroep, né? Vriende, as jy nou Paulus vat, onthou nou, hy staan daai tyd wat hy mos nou, dis na die tyd van Jesus Christus, en hy het mos nou op die pad van Damaskus tot bekering gekom, so by Paulus is daar geen illusie, dat hy gered en geroep is, om aan God toegewy te wees. En dis wat hy nou vir Timoteus ook sê. En vriende, ek dink ons wat in hierdie tyd lewe, moet hierdie versie ook ernstig opneem vir onsself. Ek sê altyd vir julle, kontekste is baie belangrik.
Nou vriende, hier is van hierdie verse wat ons net so op ons van kan toepassing maak. Hy het ons gered, Jesus het ons gered en ons geroep, né? Hoekom is ek en jy hier op aarde? Genesis 1 vers 27, ons is geskape na sy beeld om wat te doen? Om hom te verteenwoordig. Om hom te verteenwoordig. Laat jou lig so skyn, sodat die mense kan sien dat jy disippels is. Johannes 13, 34 en 35. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, sê Jesus, sodat die wêreld kan sien dat julle aan my behoort. Né? So hy het ons geroep, liewe vriende, hy het ons gered en ons geroep. Hy het ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit beteken, liewe vriende, dat ek en jy 'n lewende verhouding met God moet hê. Daai toegewy wees, dis is ons waardes op die muur. Wat beteken om aan hom toegewy te wees? Dit beteken om jou lig te laat skyn waar ek en jy ook al kom. Dit beteken om jouself te gee, Romeine 12, 1 en 2, as lewende en heilige offers wat vir God aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen, sê Paulus. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God jou verander. Deur jou denke te vernuwe, sodat jy kan onderskei wat sy wil is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nee. Dit is wat dit beteken om toegewyd. Toegewyd beteken om in hierdie lewende verhouding met God te staan, om sy woord te bestudeer, om met God te praat, om te reflekteer, om te mediteer oor die woord, om te journal in die woord, om tekste te memoriseer. Hoe meer jy in God se teenwoordigheid is, liewe vriende, hoe meer ek en jy gekommit is dan, hoe meer begin die Heilige Gees ons verander. Hoe meer ons in die voetspore van Jesus volg en toelaat dat die Gees deur ons werk, nie lank nie, dan begin die vrugte van die Gees te hang. Geduld en getrouheid en goedhartigheid, vrede, vreugde, vriendelikheid, liefde, nederigheid, selfbeheersing. Koop, daar hang hulle, en hoe kom hulle daar? Omdat ek en jy toegewyd was aan God. Omdat ek en jy toegewyd was aan God. Hy het ons gered, hy het ons geroep om toegewyd weer te wees aan hom. Ek wil hê julle moet hierdie versie uit julle kop uit leer, liewe vriende. Hy het ons gered, hy het ons geroep om toegewyd aan hom te lewe. Hy het ons gered, hy het ons geroep om toegewyd aan hom te lewe. Vra jouself af wat dit beteken daar waar jy is met dit wat ek nou ook sommer met julle gedeel het. Hy het julle gered, hy het jou geroep om aan hom toegewyd te wees. Mag julle God se liefde ervaar, sy nabyheid ervaar en sy genade ervaar. Amen.